Goeiemôre, geliefde kind van God. Ja, jy wat nou hier luister, is God se geliefde kind. Moenie die duiwel die mag oor jou hart gee nie. Ek hoor daar in Johannes 14 vers 30 dat Jesus sê, ek sal nie meer baie langer met julle praat nie, want die regeerder van die wêreld is op pad. Alhoewel hy geen houvas op my, Jesus, het nie. Nou, hierdie vers leer ons hoe belangrik dit is om nie blindelings te praat, soos ons emosies ons voortdryf nie. Jesus het vir sy disippels gesê dat hy binnekort die wêreld sou verlaat. Die lyding wat vir Jesus voorgelê het, was onbeskryflik, maar Jesus was vasbeslote om nie woorde te gebruik wat Satan die kans sou gee om God se plan in die wiele te probeer ry nie. Daar is niks wat meer selfbeheersing verg as om nie negatief te praat in 'n negatiewe situasie nie. Ja, die mond wil alles uitbasyn wat jy op daardie oomblik dink, voel en ervaar. Maar op sulke tye moet jy dieper delf en vanuit jou hernuide gees dink en praat. Sulke tye is dit belangrik om met God saam te stem en te sê wat hy in sy woord sê. Ek sal nie so praat dat die duiwel die mag oor my kry nie, want God het ons uitverkies lank voor ons eerste geboorte uit water ontvang het, en niks wat die duiwel doen kan dit verander nie. God het my en jou al voor my geboorte vir hom afgesonder, en hy het my in sy genade geroep. Ja, vanweë Christus se genade en verlossing is ek en jy vrygespreek deur geloof in Christus, sê Romeine 3 vers 24. En ten laaste, Titus 3 vers 7 wat dit so mooi stel. So is ons dan deur sy, Jesus se genade vrygespreek, en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Luister nou mooi wat ek vir jou sê vandag. Mag jy elke dag 'n spesiale venster van Vader se ryke genade verander wees, wat Jesus se liefde weerspieël as ander mense na jou kyk. As hulle na jou kyk, moet hulle Jesus sien. As hulle na jou luister, moet hulle Jesus hoor. As hulle aan jou raak, moet hulle Jesus kan voel. Ja, mag die Here jou seën met genade en barmhartigheid al die dae van jou spesiale lewe, geliefde kind van God. Amen.